Here Jesus, baie dankie dat U vanoggend die verandering in my is. Dankie dat ek vanoggend aan U kan kom vashou. Dankie dat ek weet dat U vanoggend lewendig is, Here Jesus, en vanoggend ons elkeen wil kom verander, Here Jesus. Vir die beter. Here, om anders te wees, om uit te staan oor alles, Here Jesus. Want U is almagtige Vader, U is groot God, U is heilige Koning, Jesus. Dit is vanoggend so voorreg net om in U teenwoordigheid te kan kom en U te kan kom ervaar, Here Jesus, en U teenwoordigheid wat ons verander, Here Jesus. So, Here Jesus, kom vanoggend. Kom verander my, kom verander elkeen van ons vanoggend, Here. Vir die beter. Here, kom verander ons om die kinders te wees, kom verander ons om 'n verskil te kan maak, verander ons om 'n begeerte te hê om meer van U te hê, Here Jesus. Because the change in me is because of You. Because the change in me is because You loved us. So, Here Jesus, ek kom net vanoggend en ek bid dat U vanoggend elke persoon se hart sal kom aanraak, Here Jesus, dat hulle vanoggend sal inneem wat ons vir hulle gee, Here. Here, dit is nie ek wat praat nie, maar U wat vanoggend my gebruik, Here Jesus. Here, seën ons vanoggend, lei ons vanoggend, Here Jesus. Heilige Gees, Jy is so welkom om vanoggend net die verandering, Here, kom in soos 'n rekenbol en kom verander wat ons moet verander. Ons kan nie dieselfde wees as in ons lewe het. Here, vanoggend is my hartsbegeerte dat U sal verander wat verander moet word. Ek dank en ek eer U daarvoor, Jesus. Dankie dat U God is, lewendige Vader is. Kom seën ons nou en ons gee die diens nou in U hand oor. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So, ek wil vanoggend iets met julle deel. Ons het so'n Vrydag aand kom praise and worship aand hou en ons het die gesing en in die laaste lied wat ons gesing het my net geslaat en elke keer, ek vertel vir Antoinette gister, sy lag al dood toe ek al vertel van hierdie prentjie wat ek kry in my hart of my oë, ek weet nie hoe jy dit kan noem, maar ek sien dit elke keer as ons hierdie liedjie sing, daai gedeelte van He's coming in like a wrecking ball. Nou, as julle in die wêreldse musiek is, of geken het, sou julle geweet het, daar's 'n liedjie van Miley Cyrus, wat sy ook sing, I'm coming in like a wrecking ball, né? En nou sien ek hierdie vrou op hierdie wrecking ball, en hy slat alles so plat, en ek besef maar, weet jy wat, God moet ons so kom plat slaan. Hy moet inkom, en dis my hartsbegeerte, dat God vanoggend ons so sal kom plat slaan, nie omdat hy ons wil uitwis nie, maar omdat hy ons wil verander. So he must come in like a wrecking ball, and he must come and change everything that needs to be changed in our lives. Because we can't stay the same if we have Jesus in our life. En ek dink dis een van die grootste challenges wat ons as kinders van God het. Jy gee jou hart vir die Here en jy begin Jesus volg en baie keer in die begin is jy vuur en vlam en soos ek nou al 'n paar keer ek dink Pastor Dave het ook gesê, jy begin by die ouens met die Bybel oor die kop slaan en reg slaan as hulle nie wil luister nie en dan later dan fyn dit nou en dan besef jy maar dit is nou nie dit nie, maar selfs jy sien maar diep binne gaan ons vlammetjie baie keer net dood. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat dit is tyd dat ons vlammetjie laat vlam vat. En God al die eer gee en ons so leef dat ons 'n verandering bring. Because Jesus is alive. He is the King of Kings. En as hy die koning van die konings is en hy ons gered het en ons vrygekoop het, is ons eintlik veronderstel om so in onnis van dit te wees dat ek en jy elke dag, weet jy wat, veranderd sal wees. Ek sê altyd, weet jy, ek kan nie dieselfde wees as wat ek gister was nie. Want dan is ek besig om te stagneer. So elke dag moet daar iets in jou lewe gebeur wat jou nader aan God bring, sodat jou verhouding sterker en sterker en sterker. En dis my hartsbegeerte net vanoggend en ek staan hier so in humbleness en Here, kom verander my lewe so dat as hulle my volgende week sien, moet hulle nie dieselfde Petrus sien as wat hulle hierdie week sien. En dis my begeerte vir elkeen van julle ook. Weet jy wat, God moet inkom en net jou hele lewe verander.
En ons almal het wêreld wat gebeur om ons. Ons almal laat toe dat die wêreld ons plat slaan. The world came in like a wrecking ball en slat ons plat. Maar nie God nie. En dit is waar ek by vanoggend vooruitkom. Mag ek en jy so veranderd word deur die Heilige Gees wat in ons is en dat ons net nie dieselfde kan bly nie. Jy moet elke oggend eintlik met so honger en dors opstaan om meer en meer van Jesus te hê, dat jy moet dink, wat gaan ek vandag leer? Wat gaan ek vandag uit God se woord kry? Wat gaan ek vandag uit die lewe uit kan kry wat my verhouding sterker en nader aan God bring? Because that is what Jesus wants to do. God wil nie hê jy moet dieselfde wees nie. So my tema van vanoggend is die verandering in my. En Antoinette het nou gesê, ja, sy wil my 'n boemelaar gemaak het. En ek was eintlik nogal game vir dit, maar ja, maar dit moet my so klein bietjie seker maar begewe, ek weet nie. Maar ek dink eintlik dit kon seker 'n wysing wees, maar weet jy wat? Maak nie saak wie ek is, wie jy is nie. Dis wie God in jou is. Die Heilige Gees is so amazing groot. En die Heilige Gees wil jou en my kom verander. Maar ek en jy moet 'n bereidwilligheid hê om deur die Heilige Gees verander te word. As jy vanoggend vir my sê, jy's tevrede met wie jy vandag is, dan is dit fout. Want ek en jy moet altyd streef om nog beter te wees. Ons verhouding moet nog nader aan God kan kom. Ons moet nog meer van God soek. Want as ons nog meer van God kan soek in ons lewe, kan dit ons lewe verander. Kan dit die wêreld begin verander. Nou, ek het so 'n bietjie terug, ek dink was ek wat dit gesê, ja, was ek wat dit gesê. Het ek gesê, weet jy wat, ons moet so, ek is moeg vir negativiteit. Nou, ek en my vrou gaan nog steeds ons bordjie maak vir die huis. If you are not positive, don't come here. So iets, ek weet nog nie, ek sal dit net mooier sê, dit het al so kras klink. Maar, dis my hart. Weet jy wat, ons moet ophou negatief wees. Ons moet so positief wees en so oorvloedig positief wees, dat die mense om jou aansteek wat wil negatief wees. Hoor jy wat ek sê? Ek en jy moet die vlam en die vuur en die wêreld wees wat die mense verander. Ek en jy is veronderstel om die lig van die wêreld te wees, en as ek en jy veronderstel om die lig van die wêreld te wees, is daar nie plek vir duisternis in ons lewe nie. Dan is daar nie plek vir negativiteit nie. Is daar nie plek vir swartgalligheid nie. Is daar nie plek vir al die verkeerde en slegte dinge wat in die wêreld aan die gang is nie. Ons moet positief wees. Positiewe mindset gee vir jou positiewe attitude, gee vir jou positiewe verandering in jou lewe. En as ons dit kan besef, kan ons begin om die wêreld te wen. So ek wil vanoggend met julle hierdie liedjie deel as deel van my preek. Dit begin met Your spirit is a gentleman, standing at my hidden doors within, where you wait for me to let you in, so you can set me free. God kan jou net vrymaak as jy hom toelaat om in te kom. Hoor jy wat ek sê? God kan jou net vrymaak as jy toelaat dat God inkom. Hy kan niks kom verander nie, want hy is 'n gentleman. Hy wag geduldig op jou om te sê kom. Hy klop en dan moet jy sê kom in. Dit is soos as jy iemand by jou huis het, jy moet gaan redelik opgekrap wees as iemand net in jou huis instap, né? Jy gaan nie happy wees met wie dit ook al is. Jy wil hy moet klop, hallo, ek is hier, kan ek inkom? Net so is God daar, hy's 'n gentleman, hy wag, hy klop, en hy sê, as jy reg is, sal ek inkom. As jy reg is om verander te word, sal ek jou kom verander, maar ek gaan net nie kom doen op jou, as jy my nie daar wil hê nie. Want wat gebeur? Ons rebelleer as God ons wil verander en ons wil nie verander. Dis wanneer jy daai 10.000 redes kan aandink wat jy hoekom jy nie hoef te verander nie.
verander. Ek en jy moet ons denke elke dag vernuwe, ons moet ons gesindheid elke dag vernuwe, en dit kan net gebeur as ek en jy toelaat dat God inkom om dit te doen. So God wag geduldig vir jou en my. Dis wie hy is. En baie keer dink ek regtig, hy is te gentleman, hy moet eintlik net inkom soos 'n rekenbol en ons kom plaas. En ons omtop en ons vertel, weet jy wat, is nou 'n bietjie tyd dat jy jou pad en jou rigting reg kry. Ons kan nie, julle, en hoor my hartjie, en ek het hierdie al 100 keer in my lewe, en ek gaan dit nog 100 keer sê, of so 1000 keer ook as ek moet. Ons kan nie met een voet in die Bybel staan en met een voet in die kerk. It's one of them. Hierdie flou, hierdie streepie hier af, ag nee wat, sorry vir jou nou. Jy gaan daar bo in die hemel kom en dan gaan die Jesus sê, wie is jy? Ek weet nie, wie is jy nie? Jy kan kerk toe gaan. As jy nie kerk toe kom om verander te word nie, dan mors jy jou tyd. Sorry, ek moet dit vir jou sê. As jy hier toe kom, of na enige kerk toe in hierdie land, moet jy eintlik verander word, jy moet nie dieselfde wees as wat jy daarin gestap het. So as jy vanoggend vir my na my toe kan kom, en vir my sê, jy is nie verander nie, dan weet ek die van lewe nie. Want ek gaan vanoggend vir die waarheid vertel. En net die waarheid. Jy moet verander, maar jy kan net verander as jy God gaan toelaat om jou te verander. Anders gaan jy dieselfde bly vir altyd. So wil jy dieselfde bly? Tog, ons wil verander. So ek gaan vir jou 'n bietjie pak gee, maar ek gaan ook vir jou liefde gee vanoggend. Want dis wie God is. Hy is 'n God van liefde. So die res van die liedjie gaan, sê dan kom my favorite deel, your spirit is like a wrecking ball tearing through my rebel walls, and one by one I watch them fall till you are all I see. As ek en jy gaan toelaat dat God soos 'n wrecking ball in ons lewe inkom, gaan hy jou so omkom, hy gaan jou hele lewe verander, jy sal nie wil dieselfde wees nie. En hy sal daai rebellie wat in jou is kom uitklap. Hy sal vir jou, en om weet vertel, hy sal vir jou regslat totdat jy luister. Maar jy moet hom toelaat om jou ore oop te maak. Ons wil mos nie hoor nie. God wil jou verander. Maar hy kan jou net verander as jy hom toelaat. So waar is my rekenbol volgens soos 'n rekenbol in die kerk gehad het? Ek wil inkom en ek wil jou net sê, kom by, Jesus is in jou lewe, hy is lief vir jou, kom reg, want dis tyd dat jy opstaan en op hom self bejammering wees. Staan op man, hou op, is jy 'n man of 'n meis? En die dames, is jy 'n dame of is jy 'n meis? Staan op! In geloof in Jesus. As Jesus jou lewe verander, en as jy toelaat dat hy jou lewe verander, sal jy nie worry oor die ander dinge nie. Hy sal jou daardeur help. Hy sal vir jou krag gee, hy sal vir jou moed gee, hy sal vir jou wysheid gee, hy sal vir jou enigiets gee, wat jy nodig het om deur jou moeilike omstandighede te gaan, as jy op hom vertrou. So may he come in like a wrecking ball this morning and change your life completely. En nie dat ek op jou nie verlaat nie. You're the life in me, you're the air I breathe, you're the change in me, you're the change in me. Net God kan dit verander. Hy moet jou asem wees. Hy moet jou hele lewe consume. Want hy is die ek is.
waarde nie. Onthou net een ding. En nie ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Jy moet vir jou nie skatte hier op aarde by mekaar maak, maar dit wat jy hier by mekaar maak, tel niks nie. Maak vir jou skatte in die hemel by mekaar, want dis wat vir jou tel. Daar waar mot en roes dit nie kan vernietig nie. En weet julle wat, ek sit nou en dink, terwyl ek praat, van mot en roes, en ek het nou baie oor, hoekom mot? Want mot het weer kleur. Ek gaan nou net. Your spirit is a whispering when all the lies are deafening. You speak to the very heart of me and fear cannot remain. As God in jou lewe is, ek en jy nie veronderstel om fear te hê nie. Ouch, 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 ouch. As ons God in ons lewe het, is ons nie veronderstel om vrees in ons lewe te hê nie, want God oorheers vrees. Waar God is daar liefde. Waar God is daar vreesloosheid. Because of faith. Your spirit is the light ahead, calling me into the depths and daring me to take a step and let you lead the way. Weer terug, Heilige Gees, kom verander jou. Die Heilige Gees kom sê vir jou wat jy moet doen op jou pad. Ek wil hierdie een van Boab aanskou. Wie? En moenie jok nie, want onthou jy kan vir my jok, maar God weet. Vir wie het God hierdie week 'n opdrag gegee om iets te doen en hy het dit nie gedoen nie, of sy het dit nie gedoen nie? Kom. Ek weet nie. Sommige in my hand sit. Elke een van julle het hierdie week iets nie gedoen nie. Nie maar kyk net dit. Ek sê jou. Ja, en wat van iemand iets anders wat jy vir iemand moes doen? Ja, nie waar nie. Your spirit is a holy flame, burning all the old way. Here I am, Lord, have your way, till all that's left in is you. All that's left is you. Die Heilige Gees is so warm en vurig in my en jou, dat as hy kom, verander hy ons harte en ons denke heeltemal. Dan is daar nie tyd vir cholies en negativiteit en aldag, dis net Jesus, Jesus, Jesus. May the glory of the Lord fall in this place and may sommer gooi jou so lekker om en dat jy op die grond neerval. Want hy wil jou verander. Hy wil jou nie dieselfde hê nie. The Holy Spirit comes in to change. Hoeveel van jouself is in jouself vanoggend en hoeveel van jouself is in God? Of hoeveel van God is in jou vanoggend? Jy het gehoor wat ek gevra het? Hoeveel van jouself is vanoggend in jou en hoeveel van God is in jou? En ja. Is dit ek of God? Of hardloop ek die twee so saam? Die Bybel sê, en hierdie liedjie vertel vir my, that all that's left is just you. Your spirit is my constant friend. You're with me to the very end. I'll never be alone again. You're the change in me. So God, ek en jy wil hê God moet ons verander, punt 1. Ek hoop. So hy kom in, hy klop, jy maak oop, hy verander, dan nou nie van die verandering nie, dan maak jy die deur toe,
En dan gaan jy aan op die pad. En dan hoor jy weer 'n mooi boodskap van Pastor Petrus of Pastor Duif, dan maak jy die deurtjie oop, hy kom in, jy luister, en dan kom maar weer 'n tyd wat hy nie hou van wat hy sê nie, dan maak jy die deurtjie toe. Weet jy waarvan ek praat? Nikita? Ek sou baie sê jy nog met my vandag. Ja, die kat het geskryf word. Nikita? Hoeveel keer is jy ongehoorsaam? Nee, hoef nie. Ten minste kan jy herken, jy is ongehoorsaam. Hoeveel keer weet ek en jy om nie iets te doen nie, maar tog sal ons dit doen. Die Here kom en hy verander ons lewe vir die beter. Maar tog wil ons teruggaan na die verlede. Ons moet beter word, nie teruggaan nie. Ek dink, julle ken die storie van Lot se vrou, wat omgekyk het en toe word sy 'n soutpilaar. Ek dink, as dit Jesus se wil was daar meer soutpilare as enigiets anders, omdat ons altyd wil teruggaan na die verlede toe. Jy is nie wie jy was nie, want God het jou verander. So dan, as jy nie is wie jy was nie en jy's beter, dan moet jy vorentoe gaan en nie agtertoe nie, want as jy agtertoe gaan, gaan jy terug in die verlede, en as jy terug gaan in die verlede, verander dit niks wat jy vorentoe gedoen het nie. Dit het ek nou baie gesê. Jy moet vorentoe gaan. Hoekom sit hulle wagtap op perde se kopoortjies? Sodat hulle vorentoe kan gaan en nie kan agtertoe gaan nie. Of omkyk. Dit is soos 'n atleet. Het jy al atlete gesien? As hulle hardloop die 100 meter finaal, dan hardloop hulle en aan die einde dan hulle kyk of daar iemand is. En dan verloor hulle partytjie omdat hulle rondkyk soos weet nie wat. So moenie omdat jy wil rondkyk die pad mis nie. Moenie die einddoel mis nie. Fokus op God alleen. Die res sal kom. Maar ons is te gefokus op die negatiewe. Ons is te gefokus op die wêreld dat ons nie sien wat voor ons is nie. So God moet my verander. Maar net soos ek wil hê met my verander. Dis nie hoe God werk nie. If you commit to God, it's going to be a journey, but it's going to be a good journey. Why? Because He's there every step of the way with you. Because God will never leave you nor forsake you. Because He loves you. En ons het nou uit hierdie uitgehoor dat die Heilige Gees altyd by ons is. So ons is nie alleen nie. So die volgende keer wat jy sê jy's alleen en jy's 'n kind van God, dan ek wil sê jy's alleen nog. Want God is by jou, want die Heilige Gees is by jou. God sal jou nie verraai nie. Hy honger en dors om tyd saam met jou te spandeer, net soos wat jy met honger en dors om tyd saam met hom te spandeer. Johannes 9. Kan in jou Bybel gaan na Johannes 9 toe. Lees jou Bybel en dit elke dag en jy sal groei.
sing nie lekker, sing mooi nie. Johannes 9, in die Nuwe Testament. Die 4de boek van die Nuwe Testament. Nee, 5de boek, sorry. Nee, 4de boek, sorry, ek is reg. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Kijk, Johannes 9 sê die volgende. Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam-bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom, kon hy sien. Jesus het hierdie blinde man gesien. Sy disippels vra hom nou, hoekom kan hy nie sien nie? Het sy ma gesondig, het sy pa gesondig, het hy gesondig, hoekom kan... En die Here sê dit is omdat ek eer nodig het. So partykeer gebeur dinge sodat God die eer kan kry, omdat hy dit verbeter het. Nie omdat jy gesondig het nie, of iemand gesondig het nie, omdat hy 'n verandering wil bring, omdat hy vir jou wil wys wie God is. Wees gou eerlik met jouself. Wanneer is jy die liefste vir die Here? Wanneer hy iets beter gemaak het in jou lewe, reg? So, dis nou wat hier gebeur het. Die ou was blind, hy kon nie sien nie. God het gekom, hy het hom gesond gemaak. Nou sien hy. Wat gaan doen hy? Hy begin die Here prys. As jy nou 'n bietjie verder is, jy kan die Here hoofstuk 9 gaan lees. Dis baie insiggewend. So, ek gaan so 'n bietjie hier en daar nog aanraak. Maar en dis wat met ons gebeur. Wanneer God naby ons is, of wanneer ons naby God is, sal ek eerder sê, en ons 'n verhouding met hom het, en ons daar goeie dit met ons goed gaan, ja, dan is hy die beste. Maar sodra dit 'n bietjie moeilik gaan en daar uitdagings op jou pad kom, wie blameer jy heel eers? Die Here. Ja, die Here is nie meer lief vir my, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Dit het niks daarmee te doen nie. Hy moet ons nederig hou. Hy moet ons op ons pad hou. Want as dit ons nou goed gaan, dan vergeet ons van hom. Dan het ons nou nie nodig nie. Maar het jy al iemand gesien wat in die moeilikheid is en bid? Dan moet jy dan met hy my heel dag. Sonder stop. Dis hoe dit werk. God is nie tannie spaghetti nie. Patty sê nou nie staan nie, gaan al uit wanneer jy aan nodig het te bære, wanneer God werk nie so nie. Jy het hom altyd nodig in jou lewe. So as jy hom elke dag van jou lewe nodig het, is dit tyd dat ek en jy elke dag van ons lewe met hom tyd spandeer en begin luister na wat hy vir ons sê. So op jou lewenspad moet jy luister na wat hy vir jou vra om te doen. Miskien is dit regtig net om vir iemand te bid sonder dat daai persoon weet jy bid vir. Dis nie noodwendig dat jy gaan doen iets vir iemand ver of jy klim in jou kar en jy partykeer net. Daar's iemand wat skielik in jou gedagtes opkom. Dis dalk die Here wat vir jou sê bid vir daai persoon. Ons het partykeer nodig om vir mekaar te bid. Ons het partykeer nodig om net aan iemand anders te dink. Buite onsself. So, wil jy hê jou lewe moet veranderd wees? Dan moet jy toelaat dat die Heilige Gees
jou kom verander. Jy moet toelaat dat net soos wat hierdie blinde man kon sien, nadat Jesus hom aangeraak het, so moet ek en jy wil sien. En as jy verder in Johannes 9 gaan, dan gaan dit oor geestelike blindheid. Is jy geestelik blind of is jy geestelik, is jou oë oop? Sien jy wat God sien? Sien jy God se plan vir jou lewe? In jou lewe? Elke persoon in die Bybel het 'n verandering ondergaan om beter te wees. Niemand was net perfek nie. Moses was 'n moordenaar en het op die ou ende een van die grootste leiers in die Bybel geword om die volk uit Egipte te lei. En net om nog 'n side-note vir hom te gooi, was hy iemand wat nie kon praat nie. Nou imagine yourself, gestel jouself nou voor, Amerika se staatspresident kan nie praat nie. Hoe ernstige mense hom opneem. Veral in vandag se tyd. You have to be well spoken. You have to speak the English style very deliciously. Of enige taal voor werk beter. En as jy nie kan nie, dan word jy gejudge. En dit is die probleem met vandag. Ons is te judgmental. Weet jy hoe ek dit sê? Ons judge gou die ander ou. Ons sien gou die ander ou se foute raak. Hoekom kan 'n mens 99 goeie dinge doen en doen net een verkeerde ding as die hele wêreld op jou? 99 goeie dinge. Ek kan perfek julle, ou boy, maar dat Petrus nou een vloekwoord sê, dan gaan die hele, gaan almal tot daar in die Kaap weet wat ek gesê het. Jy nog wat? Pastor Petrus het gevloek. Nee, ek vloek nie, maar ek doen het. Vat nou tussen voorbeeld. Ja, en ek bly ons. Die Bybel sê nie vir net geraad jy die eers die balk uit jou eie oog voordat jy 'n splinter in jou vriend se oog wil uithaal nie. As jy met God besig is en met sy dinge en jy toelaat dat die Heilige Gees in jou is, sal jy nie wil die ander nie goeders raak sien nie. Jy sal eerder in die stilte vir die ander ou bid. En man, jou kroonpak slaan. Die Heilige Gees worry nie oor daai goeders nie. En ek wil nou baie versigtig sê oor hoe ek het nou sê wat jy gaan, dat jy nou nie verkeerd interpreteer nie. God is die waarheid. God hou van mooi goed. Maar God hou van om die mooi in jou raak te sien. Want weet jy wat, God het jou eintlik perfek gemaak. So as gevolg van die feit dat God jou perfek gemaak het, wil hy die mooi goed in jou raak sien. En so ook moet ek en jy veronderstel, omdat God so in ons lewe is ek en jy veronderstel die mooi in die mense se lewens raak te sien. En weet jy wat? Dit is baie keer moeilik. Maar dis wat ons veronderstel is om te doen. Kita, nou? Ek is jammer. Die Here wil jou lewe verander. En in die verandering van jou lewe
gaan jy die mooi begin raak sien. En nou gaan ek baie versigtig wees wat ek gaan sê, want iemand van my kom uithaal oor dit wat ek gaan sê, maar ek bedoel dit nie so nie, so jy moet baie mooi kom luister na wat ek bedoel het. Okay, so, wat ek vir jou wil sê is, as jy die leerlik in ander mense raak sien, moet jy dalk kyk hoeveel van God is daar in jou. Pastor Dave, is ek reg? En van die buiten. So, as jy iemand sien, is jy veronderstel om die goeie in die mens raak te sien. Nie die slegte nie. Exactly. So ons is veronderstel om die mooie mense raak te sien. Want dis wat God wil doen. God weet ons het foute. En as God nou ons foute raak moet sien, elke liewe dag, nou, wie gaan jy moet doen? Niemand nie. Maar hy vee dit uit. En as hy na jou kyk, sien hy 'n perfekte mens voor hom. Ek sien nie iemand wat lelik is nie, ek sien nie iemand wat slegte maniere het nie, ek sien 'n mooi mens. Of God sien 'n mooi mens. So ek en jy is veronderstel om presies dieselfde te doen. Want dieselfde gees wat God basies het, is in my en jou. En daai gees is veronderstel om die mooi raak te sien. Ek is jammer. But it's fact. So, ek wil afsluit met hierdie vanoggend. Do you want Jesus to come in like a wrecking ball and change your life? Do you want Jesus to come and change you so that you're a better person? Wil jy dieselfde ou wees van 5 jaar terug, 3 jaar terug, van gister, om jy vandag 'n veranderde mens wees? Weet jy wat, ons kan aangaan om op die ou lewe aan te gaan. Maar ek en jy moet een ding verstaan in vandag se lewe. God, ek en jy moet die lig van die wêreld wees. Okay, eerstens is dit ons verantwoordelikheid is as kinders van God, is om die lig van die wêreld in hierdie donker wêreld te wees. Want almal wil net die negativiteit sien. Almal wil net swart sien. But God is a changing God and He loves us. So because of Jesus' love, you and I are supposed to change. En as ek en jy op 'n plek in ons lewe kan kom waar ons kan verander, kan God dit doen. Maar ons kan nie, en hoor my hart, ons kan nie sê ons is kinders van God en ons wil verander, maar ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons verander. En ja, dit gaan partykeer gepaard gaan met skaaf en skuur en seer en pyn en verandering en uithaal en wegvat en alles. Maar weet jy wat, op die ou ende gaan jy 'n beter mens wees en op die ou ende gaan jou verhouding soveel sterker met God wees, want dit is waarvoor jy en ek moet werk, om 'n beter verhouding met God te hê. As ek en jy op 'n plek kan kom waar ons verhouding beter is met God, dis wanneer ek en jy die ander dinge, die negatiewe en die slegte dinge sal miskyk. Nobody's perfect except God. En dis wat ek en jy net vanoggend moet besef. Maak nie saak wie ek of jy is nie. Ons het foute. Ons is nie perfek nie. Maar deur die genade van God sien hy jou as perfek. Maar saam met dit moet jy wil verander. So, paar weke terug het ek gepraat,
God moet die surgeon in jou lewe kom wees, hy moet jou hart kom verander. En ek wil dit weer eens sê, God moet jou hart kom verander, God moet jou lewe verander, God moet jou as mens heeltemal kom verander. Dis wanneer mense kan sien dat God leef. Hou op 'n verskoning maak oor hoekom jy dit nie kan doen vir God nie. Maar dit maak jy weet jy wat Here, hoe moet jy my gebruik? Waar wil jy my gebruik? Verskonings gaan jou nergens bring. Verskonings gaan jou op 'n plek bring waar jy teleurgesteld gaan wees. Ek het ook al baie verskonings in my lewe gemaak. Meer as wat my arms en my tone en my lyf lank is nie. Maar kan ons asseblief op 'n plek kom waar ons op 'n verskonings maak oor hoekom ons dit nie vir God kan doen, maar Here dit doen. En weet jy wat? Al doen jy dit vir een persoon, al verander jy die lewe van een persoon deur jou optrede, hoe amazing sal dit wees? Ek het een ding in die lewe besef, of geleer, dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan oor God. God het 'n plan vir elke persoon. En as ek en jy kan daai besef maak dat dit oor God gaan en sy planne en sy doel en sy visie vir jou lewe, dit sal jou lewe soveel beter maak. So ek wil hê jy moet vanoggend, terwyl jy na my stem luister, moet jy vanoggend 'n keuse maak. Gaan God inkom soos 'n rekenbol in jou verander. Maar dit kom met 'n verantwoordelikheid vanoggend. Soos ek sê, dit help nie, ons loop die paadjie elke liewe dag en jy bly dieselfde. Dit help nie, jy loop elke dag die paadjie en somewhere along the line, dan val jy van die paadjie af. Dis 'n tyd soos hierdie, wat ek en jy as man en vrou geroep is, en jong man en jong dames geroep is, om 'n verskil in ons land te maak. We don't need to be world changers, we just need to be people changers, of the people around us. As jy 'n world changer is, great stuff, mag dit so wees. Maar mistyke, moet jy jouself verander kry, sodat mense om jou kan verander. Partykeer moet ons die fout by onsself soek en nie by die wêreld nie. As jy gedink het jy is perfek, sorry ek gaan vir jou getuienis nie vanoggend nie, hoor. You need to change. And ask God, what do I need to change? Ek het hierdie ongelooflike begeerte vanoggend, dat die Heilige Gees vanoggend hier sal inkom en jou gaan opdoen. Because it's time that you change. It's time that you trust God. It's time that you believe God more than your own plans. It's time that you see God for who He really is this morning. So ek wil hê, jy moet jou oë sluit. En jy moet net begin stil raak. Begin net jou fokus op God sit. En sê, Here, kom verander my. Come in like a wrecking ball if you need to, and change my Holy Spirit. Come into my life so that I can be a changed person because you are here.
Here Jesus, kom net vanoggend en verander ons, Here Jesus, dat ons nie dieselfde kan bly nie, Here. Verander ons gedagtes, verander ons lewens, Here, want U is almagtige God, U is koning van die konings, Here Jesus. Miskien sit jy vanoggend en jy weet nie hoekom nie. Volgende wil jy jou taal leer. Jy wil vanoggend in jou taal begin praat. Jy het 'n honger vanoggend om in jou taal te praat. Begin praat. Begin God vertrou om vanoggend die Heilige Gees so te ontvang in jou lewe, dat jy in jou taal kan praat. Miskien het jy vanoggend net 'n begeerte om 'n ontmoeting met God te hê. Here, yes. Toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinkstersondag, het dit gekom soos 'n wind wat ingewaai het en die lewens verander. En my gebed is dat daai wind vanoggend in die kerk sal kom, sodat ons veranderd kan word. Because we need more of Jesus. Jesus, that's all we need this morning. Here Jesus, kom en verander ons. Here Jesus, kom net in. Here Jesus, wees vanoggend ons vriend. En wees vanoggend die een wat ons reg het. As jy vanoggend daar sit en jy sê, Here, come change me. Wil jy nie net opstaan nie? Kom staan op, kom sê, Here, ek invite jou vir my vanoggend te kom aanraak. Ek invite jou om vanoggend my lewe te kom verander. Ek invite jou, Here Jesus, verander my gedagtes, verander my fokus, verander my lewe, sodat U my fokus en my lewe kan wees. Here, ek is moeg, siek en sat om in die ou wêreld te leef. Ek is moeg, siek en sat om aan te gaan met die ou. Ek wil 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n nuwe vreugde, 'n nuwe blydskap, 'n nuwe alles kry vanoggend, Jesus. Want U is in beheer, want U is God, U is die ewige Vader, Here Jesus. U het gekom om my lewe te verander. So ek is hier vanoggend, Here, ek wil veranderd wees. I don't want to be the same person. Die een wat almal na op neerkyk, die een wat almal ek is nie daai persoon nie, want Here, ek wil hê die mense met die mooi in my kan raak sien, sodat wanneer ek beweeg, wanneer ek loop, Here, sien hulle Jesus en U wat in my is, Here Jesus. Dankie, Here, dat U vanoggend hier is. Here, dankie dat U vanoggend kom verandering teweeg bring, Here Jesus. Holy are you, Lord God. Steek net jou hand op daar waar jy is. Steek jou hand op. Sê, Here, I invite you. I invite you to come into my life this morning. I invite you to change me. Holy Spirit, you're so welcome in this place. Here Jesus, ek wil nie uitgaan hier so, as jy nie vanoggend klaar is met wat jy wil kom doen nie, Here Jesus. Want is tyd dat ons Here meer tyd vandag saam met U spandeer, as tyd in die wêreld, Here Jesus. Come and change our lives this morning, Here, kom verander ons gedagtes. Verander my lewe. Here, meer van U en minder van myself, Here Jesus. Because you are God. You are awesome. You are a loving Father. You are the friend I need this morning, Jesus. Here, kom maak my geestelike oë oop om te sien, Here, wat U wil hê ek moet sien, Here. Here, vat die vrees uit my lewe uit. Because You are in me. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat U in hierdie plek is vanoggend. Dankie dat U vanoggend kom werk. Dankie dat U vanoggend, Here, dat ons vanoggend kan kom oorgee. God can only change you if you completely surrender to Him this morning. You need to surrender. You need to give it to God.
can change you if you let me into your life. Die Here is vanoggend in hierdie plek. Hy kyk na jou. En hy sê, kom sit op my skoot. Kom praat met my. Deel met my. Sê vir my wat jy wil sê. Kom huil as jy moet huil vir my vanoggend. Ek is hier. God is hier. God wil jou verander. God sien jou vanoggend. Because you are his child. Besef jy hoe lief hy jou vanoggend het. Besef jy dat God jou so lief gehad het, dat hy bereid was om sy seun Jesus te gee, sodat jy vanoggend oorwinning kan hê, sodat jy vanoggend oorvloedig kan hê. Besef jy dat God se liefde so groot is, dat alles eintlik niks is wat jou pla vandag. Yes, dankie Here. Jesus, ek kom net vanoggend en ek bid dat U vanoggend elke persoon, Here, elkeen wat staan en dink jy is nie waardig vanoggend om God se kind genoem te word, ek wil vir jou sê, jy is waardig. Wanneer jy die vyand vir jou kom lieg en sê, jy is nie waardig om sy kind genoem te word nie, jy is waardig. Hy het klaar die prys vir jou betaal. Hy het klaar gedoen op Golgotha wat ek en jy nie eens in ons lewendste drome kan doen nie. Jy moet dit net vanoggend glo. Jy moet dit net vanoggend jou eie maak. En jy moet dit glo dat Jesus vir jou gekom het. So Here, dankie. Dankie dat U ons lewe kom verander. Dankie dat U ons harte verander, ons gedagtes verander en ons lewens verander. Here, en ek bid, Here, vir elke persoon wat staan vanoggend, that You will lead them in this week. Holy Spirit, You are welcome in their lives. Holy Spirit, You can be the change in them. So invite die Heilige Gees nou in jou lewe, vir hierdie week, en vir die res van jou lewe saam met hom. Wees gehoorsaam aan hom. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie die Heilige Gees te nakom nie. Herken hom in jou lewe. Herken sy rol en sy plek in jou lewe vanoggend. Jy kan nie sonder die Heilige Gees. Dankie Here. Dankie Heilige Gees dat jy welkom is in ons lewe. Dankie Heilige Gees vir wat jy gaan doen in hierdie week. Dankie Heilige Gees vir die liefde, die genade elke dag, Here. Dankie Heilige Gees dat U deel is van ons elkeen se lewens. Holy Spirit, lead us this week, so that we can experience You. Jesus, dank U dat ons vanoggend in hierdie kerk kan wees en kan kom weet, U is in beheer. Ek gaan nou verder met ons. Yes, there is no one like You, Jesus. Here, seën ons, bewaar ons en hou ons veilig, Jesus.
Dankie, Here, vir wat U besig is om te doen. Dankie dat U lewens verander, Here Jesus. Seën ons nou, lei ons, bewaar ons, beskerm ons, Jesus. En ek gee elke persoon wat heiligheid staan in U hand oor vanoggend, Jesus. En ek bid, Here Jesus, dat U hulle sal seën. Elke plek waar hulle beweeg in hierdie week, Here, dat hulle U liefde sal ervaar, U genade sal ervaar, en dat hulle sal weet Jesus is met hulle. Dankie, Jesus. Ek bid dit in Jesus naam.